Môre, dis maandag, dis die 16de Maart. En ja, ons het gister 'n hele klompie mense in die kerk gehad. En toe het ons die voorreg gehad om na die erediens uit te ry so ver as Buitepos, daar teen die grens van Botswana. En daar het ook 'n hele klompie mense en veral baie kinders opgedaag en waar ons met hulle die woord kon bedien. Nou, ons gaan hierdie week, verlede week het ons gekyk na 'n bekering of wedergeboorte, en hierdie week gaan kyk ons na geloofsekerheid. Nou, ons het gewerk uit die teks van 1 Timoteus hoofstuk 1, maar vanoggend gaan ek lees ons fotumteks uit Psalm 42 vers 12. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. En hier word die antwoord al deurgegee dat ons antwoord lê in God, né? Nou ja, ons het verlede week ons gaan kyk na daai pragtige verhaal van Nikodemus en Jesus se gesprek, wat 'n basis is vir wedergeboorte en bekering. En hoe dat die Here Jesus vir Nikodemus verduidelik het, soos wat die man se saad in die moederskoot geplant word, en wanneer sy hom aanneem en dit ontwikkel, vind daar 'n geboorte plaas. Net so, wanneer die liefde van God, en onthou jy Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, as God sy liefdesaad in die mens inplant en die mens dit glo, aanneem, ontwikkel daar dan ook 'n wedergeboorte in daardie mens se lewe. En dit is waaroor ons dan hierdie week gepraat. Goed, nou weet ons wat is wedergeboorte en bekering, maar hoe lyk geloofsekerheid? En die vraag is, elke keer as jy van 'n begrafnis al wegstap, is daar mos nou maar sekere mense wat se lewe van so 'n aard was, dat jy geen twyfel in jou hart het. Om een of ander rede het jy net geen twyfel dat daardie persoon in die hemel is nie. Maar dan stap jy baie keer van grafte weg en jy wonder. En jy wonder diep, en jy wonder baie groot. En dit is maar nou so, kom ons sê dit vir mekaar, dat daar tog van die dominee 'n verwagting is om 'n paar gevleurde woorde te sê, sodat dit daarom moet klink of hierdie persoon iewers 'n adres in die hemel het. Daar word ook sulke mooi kaartjies geskryf op so 'n program, waar mense dan die mooiheid en die wonderlikheid van die oorledene dan beskryf. Maar weet jy wat hier luister, en ek het dit gister ook by kerk en by Buitepos gesê, geen mens kan iemand salig verklaar met 'n mooi preek, of met mooi woorde, of met 'n mooi gedig nie. Ek het verwys na 'n ou grappie wat ek jare gelede gelees het, van die ouer mense sal onthou nog in die hippie tyd. Die ouens maar so bell-bottom broeke gedra, en so 'n bont affære, en so 'n bietjie lekker hoog gewees, né? En so het 'n hippie in die straat afgeloop, en daar het 'n ou binne in 'n manhole gat geval. Een of ander tyd het die deksel oopgegaan, en hy het hom dusnis daar in daai gat geval. En hy roep en hy skree, want hy het seer gekry, call me an ambulance, call me an ambulance. En dat hierdie hippie dan verbystap en sê, sweet my mate, you are an ambulance. Ons kan net smaal daaroor. Jy kan nie van iemand 'n ambulans maak met jou woorde nie. En daarom kan jy ook geen mens met 'n mooi preek of mooi woorde by sy begrafnis salig verklaar nie. Dis belaglik. Wat is ons enigste troos in lewe en dood? Vra die Heidelbergse Katekismus. Dat ons aan God behoort, né? En dis waaroor dit gaan in hierdie week. Here, ons kom bid dat die hele godsdiens
of ons doop en of ons sonnaskool hou en of ons preke lewer en of ons kore sing en of ons basaare hou en kerkgeboue opsit. Alles draai rondom hierdie wete. Is ek gered? Gaan my siel hemel toe? Is my plek en my woning saam met God gewaarborg? En dis hierdie week waarna ons wil kyk, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n mooi maandag beleef. Mooi loop.